geboorte het daar sterrekykers uit die ooste van Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy, wat as koning van die Jode gebore is? Matteus 2 vers 10 en 11. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. Ek was deel van die uitverkore volk van God. Maar toe een nag, op een van die belangrikste nagte in my lewe, word ek agtertoe geskuif, agter 'n jong vrou in, terwille van 'n babietjie. En van die aangesig van 'n klomp heidense mans en skaapwagters. Ekskuus. Jammer, ek vaar sommer uit teen julle. Ek is 'n skrynwerker. Jy weet, soos my pa voor my en my oupa voor hom. Ek maak meubels van hout. Hout is vir my wonderlik. Hout is die voortsetting van 'n boom wat iemand een of ander tyd geplant het. En dikwels dan oorleef hierdie meubels wat jy maak die lewenstyd van daai boom. My vriendin en die liefde van my lewe is Maria. Maria so 'n jong Jodin wat in dieselfde buurt van ons gebly het. Ons het met ons ouers se toestemming ons liefde aan mekaar verklaar en sou verloof raak en so aan. En ons sou in die lente trou. Sy was mooi, diep godsdienstig en so rein soos lenteblomme. En toe kom daar 'n onverwagte inmenging in ons verhouding wat haar lewe, ons toekoms, ons verloving net so in mekaar trek. Die onverskriklike tyding. Maria is verwagtend. Maria, hierdie mooi jong vrou wat ek met my hele lewe geëer het, dra die kind van 'n ander man. Daar was stories rondgevlieg dat dit 'n goddelike inmenging was en dat Jahweh se wil is. Nonsens man! Wak! Ek was verneder en verpletter. Ek was die spot van die hele Nasaret. Sy het by my gepleit en gesê dat niemand daar beken het nie dat dit 'n goddelike ingryping is. Oh, you
koms van Jesus, die Messias van die Jode en die redder van die hele mensdom is reeds tevore voorspel, eeue gelede. Kom ons luister daarna uit die monde van ons kinders. Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Jesaja 9 vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevoers,